Wat as vandag jou laaste trein is huis toe? Dis maklik om te sê môre is nog 'n dag. Wat as daar vanaand vir jou net donker wag? Daai laaste trein is dalk vandag. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. Die laaste trein kan nou vertrek, gaan jy bly staan daar by die hek. Hy het dit vir jou met sy bloed gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. As jy net daar op die stasie bly staan, mis jy dalk daai laaste trein wat huis toe gaan. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. Die laaste trein kan nou vertrek, gaan jy bly staan daar by die hek. As jy net daar op die stasie bly staan, mis jy daai laaste trein wat huis toe gaan. Romeine 10 vers 9 en 10. Klim op die trein en sê Jesus, hier is ek. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. Die laaste trein kan nou vertrek, gaan jy bly staan daar by die hek. The
Kan ons u aandag kry asseblief? Die Jesus-trein het sopas gearriveer op Joy Radio Vaaloever ateljeestasie saam met professor Aubrey Burger en Jill Burger Howard op die lofprysing in God se woord platform met die aanbiddingslied Yahweh will manifest himself deur NBCFC.
We thank the Lord for manifesting Himself within our presence. Kom ons word stil voor ons almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, Vader, ons dank U vir ieder en elk wat U veilig saamgebring het op hierdie platform, op Joy Radio. En ons kom en versoek in nederigheid, dat soos het U self gemanifesteer het in ons teenwoordigheid, dat U ook as die drie-enige God 'n permanente woning in ons, rondom ons, met ons sal maak. En dat U teenwoordigheid in glorie ten alle tye saam met ons sal wees. Vader, laat ons gelei word deur die Heilige Gees met vandag se leerlingboodskap. In die naam van Jesus, soos daar opgeteken is in die woord, waar daar geskrywe staan, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat in alles, sodat U, Vader, in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in ewigheid. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam, Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Waaluwe van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counselors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Burger, at 076 479 7517 or contact Jill at 074 689 6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan 068 577 9817. Pastor Frikkie at KZN 079 261 1332. There's Pastor Barry in Primrose at 074 089 7849. And then we welcome to the JCR MTS family, Pastor Chris and his wife Aldine Boyson down there in PE. They can be contacted on 083 232 2442. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. They say stars shine above, but this year I want it to be us. Just like the lights on the trees, there's a light shining in you and me. En het gaat nooit weg van jou af nie. I heard a tale going around. I listened closely, listened to the sound. My mother said it's as it should be. Keep on searching till I find the light in me, and it never goes away
Yeah, it never goes away from me. Luister hoe die engele sing. Daar is lig, wat vrede na die aarde bring. Daar is lig, wat vrede na die aarde bring. Met een stem in die hemel geskree. Met een stem in die hemel geskree. Stil is die velde en al die naam. Vol is die harte deur eeuwige waan. Doel is verleien volle kleurblom. Luister hoe die engele sing. Daar is lig, wat vrede na die aarde bring. Daar is lig, wat vrede na die aarde bring. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross
against every breath. Your eyes looking up, full of unshed tears. There are clouds in the skies, mocking every fear. Dare to dance in the light of your lost spotlight. There's an end to the hurt and the cold dark night. There's a breeze bringing home and the warm sunlight. At the turn of spring, you make all things right. Hold on, lay your burdens all down. Hold on, don't you dare give up now. I know you are tired and your hands are tied, stepping up but your feet no longer wants to stride. Feel the chains breaking loose in his warm embrace as you sit at his feet and give in to grace. Lay your burdens all down. Hold on, don't you dare give up now. I know it's hard and the battle is raging, but the road up ahead is free from the troubles you're facing. Just hold on, just hold on. Hold on, lay your burdens all down. Hold on, don't you dare give up now. Hold on, lay your burdens all down. Hold on, don't you dare give up now. Don't you dare give up now. Hold on. Hold on van Letitia Kay. Daai pragtige ene van haar. Voor dit was daai bealter was Rugged Cross, daai weergawe van Joey Rory. Heeltemal iets anders te daai ene. So alles wat net ook net daai stem vir dit het. En ons het hom afgeskop, die lofsang vandaan met Daar is lig. Ja, van JNDR. Inteendeel, daar is lig, daar is baie lig. Jesus lig brand so helder, is net nie waar nie. Ja, geliefdes, onthou ons die WhatsApp nommer 079 678 0510. Weet nie daar by u nie, maar hier is het warm. Baie bedompig. Wat gesê die naweek donderstorm, so ons glo hy gaan nog deur die nag kom hierdie kant toe. En ek hoop daar in Mpumalanga en daai wêrelde dat almal daarom nog veilig is. Ek ons kan maar net almal in ons gedagtes hou, gebede hou, die wat geliefdes verloor het deur verdrinkings en dis meer. Ek sien vroeër vanmiddag, ons blykbaar reeds 20 mense oorlede met daai oorstromings daarso. So, en toe sien ek 'n ander klip van hierdie moederolifant met die baba olifantjie, daar in die rivierstroom, waar sy die water probeer wegkreer, soos sy die kleintjie probeer uithaal.
En sy het hom uitgekry, sy het nie opgegee nie. Nee, sy het seker gemaak, sy het daai kleintjie van haar uit die gevaar uit daarso, terug op die moeder aarde se gronde. Vandag gaan ons aan met afvalligheid deel 2. Ons het laasweek het ons geëindig met Hebreërs 10. En ek het vir gesê, dan kom die negatiewe kant van Hebreërs 10. Wat vir ons almal sê, moenie die teenoorgestelde doen nie, moenie afvallig word nie, né? En ons het daar so die gedeeltes verse 26 tot 39 het ons gelees en bietjie deurgesels. Vanaand, soos ek vir genoem het laasweek, gaan ons gesels oor die kenmerke van afvalligheid, die gevolge van afvalligheid en die afskrikmiddels vir afvalligheid. Maar het jy geweet, ons raak nie net afvallig teenoor die Vader nie. Nee, ons raak afvallig toe baie dinge in ons daaglikse lewens ook. Ek dink weer eens, ek het nou weer eens hierdie week gesien, en ja, ons moes nogal op bond staan, met diere en goed. Dit is so lieflik om het, as hulle klein is, om hulle te kry, né? Ag, hulle is so cute, hulle is so pragtig. Maar soos hulle groter word, en veral self babakies kry en dit, dan is dit nie meer so lekker en so cute nie, want nou raak het mos 'n beslommernis. En dan raak die mense ook maar afvallig daarvan, en laat my dink aan kinders. Weet, mense is vinnig om te sê, weet, eendag wil ek soveel kinders hê en soveel kinders hê, ek gaan uit skool uit, ek gaan uit die huis uit, ek gaan kinders kry, en wanneer die kleintjies daar is, dan kom hulle agter, maar kinders is definitief nie perde koop nie. En dis hoekom ons huise van versorging, die huise van beskerming, die huise van veiligheid so oorvol is, en daar so massiewe tekort daarvan is. Want die mens raak skielik afvallig teenoor die kinders ook, en die kinders het 'n las geword, vir hulle. Maar nou ja, so raak ons afvallig teenoor onsself, ons kinders, ons medemens. Hebreërs 10:26 sê vir my, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. En dit is 'n duidelike kenmerk van afvalligheid. Want wanneer ons afvallig raak teenoor God se skepings, dan pleeg ons mos opsetlik sonde, is dit nie? Ons weet dit is verkeerd om te doen. Jy weet dit is verkeerd om daai kleintjie te mishandel, op watse manier ook al, maar doen dit maar nog steeds. Jy weet dit is sonde om te steel, maar ons doen dit maar nog steeds. Ek weet, ek mag iemand nie doodmaak nie, maar dit word nog steeds gedoen. Ek weet, ek mag nie dronk bestuur nie, onder die invloed nie, maar ek doen dit maar nog steeds, want ek dink ek kan dit doen, en ek dink ek is heel alright. Ek weet ek is verkeerd, en as ons verkeerd is, dan doen ons maar sonde, is dit nie? Maar Hebreërs 10:26 gaan so 'n bietjie een verder. Dit is nie 'n Wikipedia, Oxford Dictionary, of wat ook al se definisie van afvalligheid nie. Nee. Hebreërs 10:26 gee vir ons die woord van God se definisie van afvalligheid. Dis die definisie wat die woord vir ons gee. Hy wat die volle woord, of die volle waarheid ontvang het van die woord, né? Volle woord en waarheid ontvang het, en dit nou heeltemal staan en verwerp, sê nee, wat stel nie meer belang nie. Dis afvalligheid.
Ja, ek weet hulle word ander goede genoem, sataniste, ateïste, weet nie wat se ding nie. Dis maar 'n naam wat die mens gegee het, in plaas van die naam van afvalligheid. As jy hierdie teksgedeelte lees, dan sal jy vind dat die woord sigself van afvalligheid kom nie hier voor nie. Maar dit kom wel in ander gedeeltes voor in die woord van God. En dit beteken afval of terugtrekking, né? Nou as ons gaan kyk na 2 Tessalonisense 2. Wat dit sê oor die laaste dae voordat die einde kom. En ons almal praat deesdae, en almal praat deesdae daarvan deesdae, ons is in die laaste tyd van laaste tye. Dan sê dit vir ons dat die vermorsing eerste moet kom. Die afvalligheid. Ons lees daar in vers 2. Om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Maar dan gaan ons na Matteus 24 en daar kry ons dat Jesus self, voorspel dat baie mense sal afval. Met ander woorde, dat baie van die mensdom afvallig gaan wees en gaan word. Daar in verse 10 tot 12. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel. Nou kom ons staan nou net so 'n bietjie stil op hierdie verse. En as ons moet kyk wat in heiliglik en rondom ons aangaan en gebeur, in ons eie land, waar ons bly, in die wêreld rondom ons, hoe verraai die medebroers en susters mekaar nie al deesdae nie. Die haat en die afvind, die vernuit en alles wat daar is. Ons praat nie eens van die valse apostels nie. En is deur hulle wat die sogenaamde CRL mos met sy ding begin het. En kyk net die haat wat daar uitkom, wat daar deur daai voorsitter gespreek word teenoor Godskinders. Hulle sê valse profete gaan opstaan en hulle gaan die mense mislei. En dit gebeur in werklikheid alreeds vir baie lank, dekades al. Hoe het liefde nie al verkoel teenoor die medemens nie? Verkoel. Ek wil eintlik sê, dit is nou al op 'n punt gekom, dis verby verkoel, dis al op verys. Daar is nie meer Jesus liefde nie. En dit wat daar is, meeste van dit is skynheilig ook nog daarby. Want dit word net gedoen om te kyk wat kan ek daar uitkry. Nou wil ek kom by vra wat ek glo dat wat elke Godskind vra en antwoorde voorsoek. Wat van ons as gelowiges? Beteken dit nou dat ons gaan struikel en wegval? Dat ons weer verlore kan gaan? Is dit wat die vers vir my sê? Is dit wat hy vir my nou mooi wil vertel hierso? Wat dink jy? Wat dink jy?
Ons gaan nou kyk wat sê die woord van die Vader daarvan. O ja. Nadat ons gehoor het wat Heinz Winkler vir ons te sê het met But only God, because there is only one God. You're the author of my story, the one who shapes my path. You are the King of glory, who comforts with his staff. You are our faith perfecter, there in trials and strife. You are our great protector, the one who leads to life. The only God who lives, the only God who saves, the only God who gave his life so we're no longer slaves. The name above all names, forever he is the same. Father, Spirit, Son, and in him all of us are one. We're the people of your pleasure, we're the password of praise, and you're our greatest treasure, a joyful noise we raise. And as the battle rages, we know we've won the war, 'cause you're the rock of ages, you settle every score. The only God who lives, the only God who saves, the only God who gave his life so we're no longer slaves. The name above all names, forever he's the same. Father, Spirit, Son, and in him all of us are one. We are one. You heal the brokenhearted, you set the captives free. You give beauty for ashes and joy instead of mourning. You heal the brokenhearted, you set the captives free. You give beauty for ashes and joy instead of mourning. The only God who lives, the only God who saves, the only God who gave his life so we're no longer slaves. The only God who lives, the only God who saves, the only God who gave his life so we're no longer slaves. The name above all names, forever he's the same. Father, Spirit, Son, and in him all of us are one. We are one. You're the author of my story, the one who shapes my path. You are the King of glory. Nou ja, geliefdes, wat is jou antwoord? Het jy antwoord gekry? Jy weet, Heinz Winkler, hy sê vir ons, we're only God. En daai enigste, enigste, drie-enige God het die antwoord vir ons en hy het dit vir ons gegee in sy woord op daai vraag. Ons altemis daai antwoord gegee. Ons kry daai antwoord in 1 Johannes 2 vers 19. Hulle het van ons uitgegaan,
maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Luister mooi die onderskeid wat Johannes hier maak, tussen hulle en ons. Hy sê vir ons, hulle het uit ons uitgegaan, maar was nie ons nie. Geliefdes, met ander woorde, hulle was by ons, hulle was saam met ons, maar hulle was nooit deel van ons gewees nie. Hulle was nog nooit gered, hulle was nooit gered nie. Hulle het voorgegee. Hulle was iets wat hulle nie was nie. Hoekom sê ek hulle was nie gered nie? Want as hulle gered was, sou hulle moes gebly het en bewys het dat die ware gelowige kind van God nooit sy of haar rug op God sal draai nie. Jy mag moontlik ken saam met my stem met hierdie stelling nie. Maar dit is 'n feit, en ek staan daarby. As jy werklik waar 'n geredde kind van God is, as jy werklik waar met in 'n intieme verhouding met Jesus is, met die Vader, die Heilige Gees, dan gaan jy mos nie eens dan dink om jou rug op die Vader te draai nie. Jy gaan mos nie eers, maak nie saak wat gebeur, jou rug op hom draai nie. Jy gaan soos Job wees, vas staan. Vas staan. Hoeveel van die sogenaamde van hulles, van wie Johannes hier praat, sien ons nie vandag se tyd, by verskeie dominasies nie. Hulle is 'n rukkie hier, by die ene en 'n rukkie daar, by daai ene, 'n rukkie daar, by daai ene, dan sê hulle nee, ons doen so 'n bietjie hopping, ons soek die regte plek. Want hier waar ons nou was, of daar waar ons was, is te erg gewees. Die waarheid het te seer gemaak. Daai man wat daar gepraat het, daai gesant van die Here, hy praat te hard met ons. Sy woorde maak te seer. So dit pas ons nie. Dan gaan ons na Johannes 15 toe, daar lees ons dat die ware lote in die wingerdstok bly en vrugte dra. Is dit nie? Nou kom ons kyk gou hier na Johannes 15. En vers 1 tot 17 praat, waar Jesus sê, hy is die wingerdstok. Hy sê, ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord, wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, sê Jesus, soos ek en julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my bly nie. Jy sien, ons kan nie vrug dra nie, as ons nie in Jesus Christus bly nie. Maar daar is nog steeds mense wat dink, dit is moontlik. Ek kan wegloop, ek kan wegdwaal, ek kan los, en ek gaan nog steeds vrug dra. Want iemand het vir my eendag in my lewe gesê, once you were saved, you have been saved forever, don't worry about the rest. Die grootste leuen, wat Satan die duiwel nog daar te meegebring het. Ek is die wynstok, sê Jesus, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie.
En dit is 'n feit. Hy sê, as niemand aan my bly nie, word hy uitgewerp, soos die lood en verdroog. En hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En nou ja, ongelukkig, daai vuur is nie 'n lekker bomvuurtjie nie, waarom ons staan terwyl ons bietjie gesels nie, of daai vuurtjie wat ons wag om kole te maak om te braai nie. Nee, hierdie vuur is die vuur wat vir ewig braai, waar jy binne in braai, wat die hel genoem word, né? Jesus sê verder, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek ook julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde by. Maar sien, ons wil nie in daai gebooie, die mens wil nie in daai gebooie bly nie. Glad nie. Want dit pas nie by die mensdom van vandag nie. Die mensdom hou nie daarvan nie. So waar is die liefde dan vir Jesus Christus? As daar nie liefde is vir Jesus Christus, is daar mos ook nie liefde vir God nie. Nou geliefdes, vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook in my naam vra, hy julle dit kan gee. Ek dink dit antwoord sommer 'n ander vraagie wat baie van ons het mos, né? Ons vra, maar ons kry niks. Ons kry nie eens die antwoorde nie. Bly jy nog in Jesus? Is jy nog aan hom? Om hy vrug te dra? Hy het elkeen van ons uitgekies. Deur die Vader. Elkeen van ons. Maar die mens besluit om weg te beweeg. Om nie meer deel van daardie wingerdstok te wees nie. Om vrug te dra nie. Dis afvalligheid, niks anderste nie. Dis afvalligheid. So, as jy nie bly nie, is dit 'n bewys dat jy nooit gered was nie. Ja, jy het geglo, maar jou geloof was dood en het geen werke voortgebring nie. Jy sien, daar is 'n verskil om in Jesus en saam met Jesus 'n verhouding te hê en in hom te wees, teenoor om net om geloof te hê. Ek persoonlik het vir jare en jare het ek geloof gehad, maar ek het nooit 'n verhouding met Jesus gehad nie. Tot my Damaskus oomblik aangebreek het. Soos Saul sin. Die apostel Paul daarna bykom, toe sy 'n ander mens, 'n ander persoon. En elke kind van God wat werklik in Jesus Christus is en beweeg, sal vir jou sê dat elke een het op 'n stadium in 'n lewe, of het van jong kindstyd af is, of op 'n oue ouderdom was, toe hulle Damaskus oomblik gekry het, toe hulle daar sou oorkom en daar bykom, toe was hulle lewens anders gewees. Onthou net een ding, geliefde. Dooie geloof kan nie red nie. En geloof sonder werke is dood. Hebreërs 10:39 sê vir my baie duidelik, maar by ons is geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Hy sê vir ons, hier by ons, by my, is daar geen onttrekking tot verderf nie.
geen afvalligheid nie. Maar my geloof in Jesus Christus, saam met Jesus Christus, is tot behoud van die lewe. Ware geloof, reddende geloof, is geloof om behoud van die lewe. En dit is geloof wat goeie werke voortbring. Glo my, dit bring goeie werke voort. Waarvoor God sy enige gebore seun laat kruisig het, opgeoffer het, sodat ek en ons almal gered kan word, sodat ons daarin kan wandel. Geloof wat vrugte dra, want wie in God bly sal vrugte dra. En die vrug is die bewys van ware redding. Nie almal. Nie almal. Wat week na week, na week, na maand, na jaar, by plek van byeenkoms kom, en dan deelneem aan eredienste en lofsang en gemeenskap, is werklik gered nie. Jy kan maar met my stry as jy wil, want dit is deur en deur bewys al. Deur en deur is dit bewys, en mens sien dit. As Gods kinders, wat waarlik saam die pad saam met Jesus Christus loop, sien ons dit. Ons ondervind dit. Geliefdes, die feit is, daar's baie wat godsdienstig is, ja. Elke persoon wat sê hy is deel van die Christen geloof, is godsdienstig. Elke ene. Jy kan hom maar vra, hulle sê, ek lees my Bybel, ek het 'n Bybel, ek gaan na 'n plek van samekoms toe, my kinders gaan Sondagskool toe, ek was op Sondagskool gewees. Maar was nog nooit wedergebore nie. Hulle het nog nie hulle Damaskus oomblik gehad nie, want hulle wil hom nie hê nie. Ek het dit al hoeveel kere gesê op in boodskappe op die lig, op Sondagdienste. Daar's 'n verskil van 'n persoon wat sy lewe vir die Here gee, soos dat apostel Paulus sê, die belydenis kom uit die hart uit deur die mond, as om saam met 'n klomp met ander mense opgesweep te wees en te gaan staan op 'n sogenaamde altaarkol en 'n ruimte agter die persoon daarvoor aan te mompel. En daarna gesê word, gaan julle almal daarso in daai kamertjie in, dat ons 'n bietjie julle besonderhede kan vat, so die boeke mooi kan lyk om te sê ons het soveel siele na die Here toe gebring. En dit is die laaste sien van die Blinkkant 10. Want wanneer hulle daar uitgestap het, voel hulle goed. Net om by die huis te gaan en maar weer die ou lewe terug te vat. En voort te gaan, waarna hulle gewoond is. Dit is nie wedergeboorte nie. Wedergeboorte is wanneer jy los hierdie wêreldse goed. Wanneer jy die ou jy heeltemal los. Ek praat nou nie eens van doop nie, want doop is nie 'n vereiste nie, en ons het dit by die kruis gesien. Daai krimineel wat langs Jesus gehang het, wat daar weer gebore geraak het, toe hy net vir Jesus gesê het, onthou my, wanneer jy vandag in die koninkryk kom, né? As Jesus nog gesê, jy sal saam met my wees, want jou geloof, het jou. Dit is nie moeilik nie, dit is nie iets vreesliks,
om 'n wedergebore Godskind te wees nie en te word nie. Jy het nie nodig om grade en watse goede agter jou naam te hê nie. Jy moet geloof hê deur Jesus Christus. Jy moet glo. Jy moet hom aanneem as saligmaker en verlosser. Jy moet bereid wees om 'n pad saam met hom te stap. Jy moet bereid wees om 'n verhouding met hom te hê, sodat jy deel kan wees met die verhouding met die drie enige God. En ophou om te sê, maar dit raak nou net 'n bietjie te moeilik. Gaan maar terug, ek raak maar weer afvallig, ek gaan maar terug na die wêreldse goed en ek bly maar eerder daar. In Timoteus 4:1 sê vir my, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidelike geeste en leerlinge van duiwels sal aanhang. Weet jy hoeveel ooit daai al hierdie vers gehoor het nie? Maar die Gees sê duidelik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leerlinge van duiwels sal aanhang. En baie van hierdie duiwels is daardie valse profete, daai valse leerders, daai valse priesters, pastore, apostels, wat aangehang word. Timoteus maak dit vir ons duidelik hier, so hy sê dit. Hy sê dis wat die Heilige Gees uitgewys het. Dis nie iets wat ek het met duim uitsuig nie, hierdie staan in die woord van God. Maar jy sien geliefdes, hierdie is verse wat gewoonlik nie gedeel word nie. Want dit is verse wat seer maak. Dis verse waar krap, waar dit nie moet krap nie, maar dit juk mos nie daar nie. Dis nie verse wat ons vertel, o vreeslik lief Jesus vir ons is nie. Maar hierdie is verse wat ons moet weet, wat ons moet verstaan, wat ons moet navolg. En ek wil hê jy moet oplet na wat hierdie vers nie sê nie. Hier is iets pertinent wat hierdie vers nie sê nie. Dit sê nie dat sommige se geloof sal wegval nie. Nee. Dit sê dit sal werklik waar wegval, dit gaan wegval. Afvallig sal word. Gaan nie miskien word nie. Sal word. Dis wat hierdie vers vir ons sê. En ons kan nou maar opstaan en opspring en sê, maar dit gaan nie ek wees nie. Sal nie ek wees nie. Judas Iskariot het presies dieselfde gedoen. Nee, dit sal nie hy sal nooit so iets doen nie. Daar is miljoene Judasse onder ons. Miljoene. En dit is waarvan hier gepraat word. Daai wat hulle rug op die woord van God gaan draai. Met ander woorde, hulle draai hulle rug op die Vader homself. Hulle draai hulle rug op die geloof, die waarheid. Die waarheid wat hulle weet, die waarheid is. Hulle draai hulle rug heeltemal daarop. Hulle sal vas bly klou aan die verleidelike geeste en leerlinge van die demone, van die duiwelse leerlinge wat hulle kry. Is niks anders as afvalligheid nie. Geliefdes,
Ek het Judas Iscariot nou van gepraat, so 'n paar oomblikke terug. Hy was afvallig geword, hy was afvallig. Hy het dit ontken, maar hy was afvallig. Ek weet daar's teoloë wat glo dat hy gered en weer verlore was. Maar Jesus het self aangedui. Jesus het self gesê dat hy nie gered was nie. Ons lees in Johannes 13 vers 10 tot 11. Jesus sê vir hom, hy wat gewas het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie, want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Jy sien, daar word vir jou vertel net van vers 10. Vers 10 word wonderlike boodskappe oor uitgedra. Maar wanneer dit by vers 11 kom, word geswyg. Word daarvan geswyg. Maar nie almal nie. Nie almal nie. Jesus sê self, van daai 12 disippels was almal nie rein nie. Hoekom? Want hy het geweet wie hom gaan verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. En is die boodskap wat ons vanaand ook kry, dat Jesus ook vir ons baie duidelik maak, hy sê, almal van ons dink, ons is rein, ons is alright, ons is gewax, ons is sharp. Maar hy sê, almal van julle is nie rein nie. Hy sê, daar is van julle wat my gaan verraai, ek weet wie julle is. Maar julle het nog 'n kans om dit te verander, julle het nog 'n kans om dit stop te sit. Maar dis julle keuse om dit te doen, nie myne nie, om dit vir julle uit te wys nie. David Petrus gesê, ja, voor die haan 3 keer kraai, gaan jy my verloon. Voor die haan kraai, gaan jy my 3 keer verloon, ne? Nee, Jesus, ek sal dit nooit doen nie. En hy het dit gedoen. Hy het afvallig geraak. En toe hy haan kraai, toe kom hy tot sy sinne, toe kom hy woorde van Jesus terug by hom en hy besef wat hy aangejaag het. En so glo ek en vertrou ek dat op hierdie oomblik kraai die haan daarso verbaar waar hy moet kraai. En die wat op wie dit van toepassing is, kom tot 'n besef wat hulle verkeerd, wat hulle gedoen het, hoe afvallig hulle geraak het, hoe hulle van die Vader af weggedraai het, en hulle sê, ek is jammer, vergewe my. En God sê net vir jou, hier is my hand, hier is my regterhand, vat hom, kom, dat jy weer saam kan kom, dat jy weer onder my beskermende hand kan wees. Geliefdes, ons mag dink ons is vreeslik slim, maar ons is eintlik glad nie, hoor. As ons teruggaan, ons kyk aan na Johannes 15 weer. Judas was presies een van daardie lote wat gedra het, maar nie vrug gedra het nie, ne? Hy het vrug gedra vir 'n ruk, maar toe hy afbreek van hom af, toe hy homself wegvat daar uit, toe draai hy nie meer vrug nie. Men, Jesus verwys daar in Johannes 15 mos, na die lote wat in hom is, maar nie in hom bly en vrug dra nie. Nou as jy vanaand daar so sit en sê, maar, ek is een van daai. Wat nou? Ek moet nou onmiddellik 'n priester, 'n pastoor of 'n apostel of iemand onmiddellik bel. Nee. Daar waar jy is, daar, reg nou. Maak jou hart oop. God ken jou hart, hy weet wat daar aangaan. Bely jou sondes.
Maak nie saak wie daar as jy bely het, praat met die Vader. Sê vir hom, vergewe my van dit A, B, C, D tot by Z, as dit nodig is. Laat die Satan en die duiwel hoor hoe jy jou belydenis doen. Laat hy besef, hy het nie meer hou vas op jou nie. Want gedagtes kan hy nie lees nie. Maar wanneer hy jou hoor bely, dan hardloop hy in sy demoentjies. Want hulle weet, hier kom moeilikheid. En kom terug op die wingerdstok, daar waar jy hoort, om weer vrug te dra. Ek meen, kom ons kyk na Judas Iscariot. Ja, hy verraai Jesus, dis erg, né? Dis erg, dit was heavy erg. Hoe kan hy dit wel gedoen het? Maar weet julle wat nog erger was? Dat hy dit nog met 'n kus, 'n soen gedoen het ook. Met skynheiligheid. Met skynheiligheid gedoen het. Ek kan nie verstaan. Ek kan regtig wel nie verstaan. Dat as jy as persoon die waarheid ken van die woord van God, jy ken die evangelie, jy het op 'n stadium was jy in daai wingerdstok gewees, jy was 'n looddaag gewees, jy het vrug gedra, en besluit, nee wat, ek like nie meer hierdie wingerdstok nie, ek wil 'n ander insoek, ek gaan my lood vat en waai, dat hulle rug op God draai. En dan wil hulle kerm en kla, dat het God se skuld is. Dis iets wat ek seker nooit sal verstaan nie, maar ek hoef dit nie te verstaan nie. Ek glo die Vader sal dit nog eendag sal hy dit openbaar. Aan ons almal. Die van ons, wat aan die wingerdstok bly, as ook die, wat van die wingerdstok af verwyder het hulle self gevat het en gesê, ag wat, ek kan hierdie wingerdstok, en ek kan daardie doringboom, kan ek om daar gaan plant, die doringboom van Satan die duiwel. Maar ja, op daai noot, kom ons luister na 'n noot, van Monique Stein, en ek dink hierdie is van pas, die boom. Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral om my. My wortels vasgegroei in hom. Totdat my eerste blare son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei, en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. U maak my sterker elke uur, in brande hou u al die vuur weg, my vrugte vorm uit u gees, met u langs my sal ek niks vrees nie. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my met al sy mag, teen warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneval. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal
in die aarde wat sy takke oor my sprei as storms val. Ek hoef nooit te vrees nie, want ek weet hy sal my altyd in sy skadu hou, die woord van die lewe wat my veilig hou tot ek my takke sprei en 'n ander ook beskerm net soos hy, want ek lewe net vir hom en hy vir my. Die boom, Monique Stein gewees daarie. Ja, daai boom, daai wingerstokboom, daar waar ons moet wees en al moet bly, né? Nou ek het vir jy gesê, ja, ek kan dit nie verstaan nie. Miskien sê die Vader nog een dag vir my heeltemal openbaar, en vir ons almal ook. Maar ons kry wel 'n paar redes in die woord van die Vader. En die eerste ene is vervolging. In Lukas 8:13 lees ons, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Met ander woorde, sodra daar probleme kom, sodra die versoekings kom in die lewe, dan val hulle af, dan word hulle afvallig, dan draai hulle rug op God en hulle los alles. Sodra dinge bietjie begin moeilik raak. Wow, klink hom so bekend, né? So bekend. Tyd van versoeking, vat hulle lood en hulle waai. Soek iets anderste. Soek 'n ander boom, 'n ander wingerstok wat hulle dink beter gaan wees. Maar daar nie is nie. Nou weer eens, dit beteken natuurlik ook nie omdat hulle net vir 'n tyd geglo dat hulle gered is nie. Dit bewys net van ware redding is vrugte. Die bewys van ware geloof is die werke wat dit voortbring. En in hierdie geval, wat ons kry in Lukas 8:13, was daar geen nie. Dan tweedens, valse leraars. Matteus 24:11, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei. En nou weet ek, as mense aan my gesê het, ja, maar die woord praat van valse profete, van niks anders te nie. Nou ja, geliefdes, ek weet nie of jy weet nie, maar ons almal het so 'n bietjie profeties aan ons, of ons het nou wel herken of nie. Bietjie. Ek is nie 'n profeet nie, maar ek is 'n leraar. Ek is 'n leerling, ek leer mense, ek is 'n teacher. En daarom, as hier gepraat word van valse profete, word daar van die almal in die 5 eenheid gepraat. Die apostel, die profeet, die evangelis, die leerder, die profeet, daai bishop, daai priester, noem hom wat jy wil. As valses van almal, van ieder en elk. Daarom sê 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. My gunsteling verse hierdie. Want as ons kyk, kan ons sien hoe mense wegdraai van gesonde leer. Hulle verdra dit nie, want hulle like dit nie, want dit maak seer, dit trap tone. Dit maak seer waar dit nie wil seer wees nie. Want hulle wil die gehoor gestreel hê, hulle wil alles gesoeke koud hê, dit moet lekker wees, dit moet soetig wees. Hulle wil nie hoor van hel nie, hulle wil nie hoor van wat gaan gebeur nie, hulle wil nie hoor dat jy word afvallig as jy sonde pleeg, as jy sonde pleeg nie, hulle wil nie hoor dat daar iets is soos dat jy opsetlike doen nie, glad nie. Al wat hulle wil hoor is Jesus liefde.
En hoe goed dit met jou sal gaan, want hoe meer jy saai, hoe meer gaan jy maai. Want as jy 'n R10 gee, gaan jy R100 terugkry. Dis al wat hulle wil hoor. Daai tipe ding. En daarom kry jy dat hulle gaan, soos die woord sê, vir hulle 'n menige leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Hulle gaan daar waar hulle voel dat dit is wat daai ou sê, kyk, hy praat daarom nou lekker hoor. Hy praat dan vreeslik lekker. Hy laat my so lekker op my gemak voel. Het jy gehoor, daai ene is daarsof die week, daai ene is daar daai week. Ons moet soontoe gaan. Hier ou se dienste is so fantasties, so goed. Dat laat jou so goed voel. Ek het inteendeel, ek het gister 'n opmerking gemaak. Juist van dit. En gesê ons het bietjie begin so 'n proefsteekie doen. Maar ek weet sommer klaar, mense gaan nie eers mense gaan sal nie eens wel deelneem aan nie. Dat wanneer hulle uitry by hierdie groot, hier waar hulle nou voel, dit is waar ons moet wees, dit is waar die ore so lekker gestreel word. Dit is waar die lekker bands is, met al die lekker ligte en al die rook en alles lekker, so lekker party vibe en daai tipe goed. Hoeveel van hulle by daai hek uitgery het en by daai eerste robot stop en jy daar vir hulle vra, wat was die kern van die boodskap vandag gewees? Wat het jy eintlik geleer vandag uit daai boodskap uit? Interessante wees om te weet, né? Dan die derde een is vir onagsaamheid. Hebreërs 2:3, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat dit gehoor het. Hoe gaan jy dit ontvlug? As jy hierdie saligheid veronagsaam? Weg te stap van dit wat jy gehoor het, wat jy weet die waarheid is. Geliefdes, mense word afvallig omdat hulle redding verlaat het. Hulle het nie te veel omgegee nie. Hulle harte het verhard in ongeloof en sonde. As ek met mense praat en ek sien hoe verhard het hulle harte geword. Die vernuit en die bitterheid wat in hulle is. Omdat met iemand anders te beter gaan as met hulle. Om met iemand wat in die evangelie beweeg, iemand wat as 'n kind van God beweeg, vir hulle iets gesê het, of iets beloof het, of wat ook al, en dit nie nagekom het nie. En hulle sien die persoon of persone het nog steeds vooruitgang. Die bitterheid wat hulle daaromtrent oor het. Hoe kan God dit toelaat? Het jy al ooit teruggesit en gedink, maar God ken jou hart. Hy weet wat daarin is. En hy wil jou toets of jy nou regtig waar, soos hy vir hom gesê het, van daai bitterheid en goed wat in jou is, ontslaag geraak het, dat jy jou nie weer daarbey vasgevang gaan kry nie. Dat jy regtig waar verander het. En dan wys jy maar net, dit is 10 keer 100, 1000 keer terug sterker. Hebreërs 3:12-13 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewendige God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hoor mooi wat sê Hebreërs 1, vers 12 en 13. Luister hom mooi, ek gaan hom vir jou weer lees. Sorg daarvoor broeders,
dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Geliefdes, is een van die groot probleme wat daar is wat ons het. Ons word verhard, ons harte word verhard deur sonde. Deur die verleiding wat Satan die duiwel toegang tot het in ons lewens. Omdat ons afvallig word. Omdat ons rug op God draai. Net daai millisekonde wat jy dit doen, gee jy vir die vyand. Daai opening wat hy soek. Mense raak ook afvallig omdat hulle in die ou, soos ek sê, die ou godsdiens vashou. Omdat hulle nie daaraan vashou nie. Aan sekere dinge nie. En in ander goede kleef hulle so vas, dis net nie waar nie. Hebreërs 6 lees ons daar dat hulle nie by die ou verbod bly nie. Hulle moet bietjie begin aanbeweeg. Ons moet streef na ons volmaaktheid in Jesus Christus. Ons moet daaraan voortgaan, voortbou. Ons moet Jesus Christus bereik. En hier sal in Hebreërs 6 praat spesifiek van die Jode. Wat vasklou aan die ou dinge, wat met Jesus kom, het hulle hom verwerp. En tot vandag toe verwerp hulle glo nie aan hom. En daar's baie mense vandag nog steeds, wat glo van dinge wat hulle van kindsbeen af gehoor het op een of ander plek wat verkeerd was, wat hulle nagevolg het, of wat groot geword het in 'n sekere tipe godsdienstige dominasie, wat heeltemal teenstrydig was van die woord. Was bietjie waarheid, nie heeltemal waarheid nie, maar hulle klou nog vas daaraan. Want hulle glo dit pas by hulle narratief, dit pas by hulle. Nou geliefdes, die definisie weer. Wat as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir sonde meer oor nie. En ons ken almal nou teen hierdie tyd die waarheid. Almal. En net ek weet, daar is iemand wat verstaan waaroor dit gaan en die waarheid ken. Ons kry beskrywing van die persoon in Hebreërs 6 ook, in verse 4 en 5. Want het is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte vir die toekomstige wêreld. Jy sien, die woord sê weer vir ons, dat dit iemand is wat die hemelse gawe gesmaak het, en dit beteken nie dat hy die hemelse gawe gehad het nie. Hy het dit gesmaak, hy het dit nie gehad nie. En soos dat iemand vir jou iets gee om te proe, maar jy het dit nie. Jy kan dit net proe, maar jy kan dit nie kry nie. Maar dit is nie jou nie, want jy wil dit nie koop nie. Jy wil dit nie vat nie. Dan in Esegiel lees ons mos van dat ons die woord van God moet eet, is dit nie? Weet ons sê dat is as jy die goeie woord van God gesmaak het en in die woord word geloof, en dit word ook beskryf as jy die woord eet. Ons sien dan Esegiel 3 vers 3 en vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee.
Ek het dit geëet en dit was in my mond soos heuning, soos soet. Jy sê geliefdes, dit is waar die ding inkom. Die mens proe die woord van God. Hulle proe hom. Nee, hulle proe. Maar hulle het hom nog nie geëet nie. Ek sê nie, nee, fisies jy moet jou Bybel gaan eet, asseblief nie. Maar verstaan wat ek probeer vir jou deurbring. Die mense proe, hulle lees, maar hulle neem nie in nie. Met ander woorde, hulle eet nie die woord nie. En as jy hom nie eet nie, hoe kan jy daar volgens saam lewe? Hoe kan jy groei daarin? Hoe kan dit jou krag gee? As jy aan kos net proe, dit proe lekker, maar as jy dit nie gaan eet nie, gaan dit mos nie jou liggaamlik voed nie. Dit gaan jou nie die krag gee nie, dit gaan jou nie gee wat jy nodig het om jou daaglikse take mee te verrig nie. Is dit nie? Geliefdes, Hebreërs 6, ek wil jy met jou woord vat en hom oopmaak by Hebreërs 6 en hom merk, daar sit daar 'n boekmerk in. Ons het al gehoor, Hebreërs 6 verwys vir ons dat iemand wat die kennis van die waarheid ontvang het, maar het omgedraai en dit verwerp het, en sodoende die enigste offer van hul sonde verwerp het, en daarom was daar geen offer oor nie, en hulle het apart geword, né? Maar het jy geweet, jy kan nog steeds jou bekering hernie. Maar dit kan net in geloof gedoen word. Want solank jy nog steeds in ongeloof bly oor sekere dinge, en nie ten volle in geloof staan saam met Jesus Christus nie, kan jy nie die vergifnis ontvang nie. En ek vat jou weer terug na 4 en 5, aan 6. Want het is moontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak en Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld. So wat keer jou om terug te keer? Want onthou net, hierdie gaan gepaard met onvergeeflike sonde of sonde teen die Heilige Gees, né? En daarom sê Matteus 12:31-32 die volgende, as jy al miskien vergeet daarvan. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Is die vraag, mos, né? Wel, wanneer die Heilige Gees kom om jou van jou sonde, geregtigheid en oordeel te oortuig, en jy verwerp dit en loop weg, maak jy God 'n leienaar, en sê dat God nie die waarheid praat nie, en maak dus jou ongeloof tot God 'n leienaar, en daarom laster jy teen die Heilige Gees. Want as jy laster teen God, laster jy teen die Heilige Gees. As jy laster teen Jesus Christus, sondig jy teen die Heilige Gees, want hulle is die 3 in 1, die Vader, Seun en die Heilige Gees. 1 Johannes 15 sê vir my, wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Die woord sê vir ons dit baie duidelik. As jy in God nie glo nie, dan maak jy hom 'n leienaar. Jy ken die waarheid, maar jy wil dit nog steeds nie glo nie. Dan sê jy mos God is 'n leienaar. En daarom kom Jesus en hy noem ongeloof, om ongelowig te wees, sê hy is sonde. In Johannes 16 vers 8-9, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie.
Geliefdes, God kan jou ongeloof nie vergewe nie. Maar dit is deur geloof dat ons die offer van verlossing ontvang. Geloof in Christus Jesus. Daarom, en ek wil afsluit hiermee vanaand. Nadat iemand dus die kennis van die waarheid ontvang het en dit nie geglo het nie, sondig daai persoon doelbewus en daarom is daar nie meer 'n offer vir sy sondes nie, want hy het die enigste offer verwerp wat sy sonde kan vergewe, Jesus Christus. Want alleenlik deur hom kan jou sondes vergewe word. Hy het immers daar aan hy kruis het hy geoffer gewees vir jou sondes, maar nog steeds is die rug op hom gedraai. Dit is wat afvalligheid is. Nou ek glo almal van ons is op een of ander stadium in ons lewe was ons afvallig gewees. En ek glo en ek weet in my hart dat die afvalligheid meeste van die tyd gebeur of het gebeur, dat ek dit eerder so stel, voordat ons 'n verhouding met Jesus Christus gehad het. Ek weet, ek was baie afvallig, tot en met ek my Damaskus oomblik ontvang het. Ek het die waarheid geken van die woord, ek het die woord geken, ek het gehoor wat vir my gesê was. Maar die wêreld se stok, se wingerdboom, was vir my meer belangriker as die ware opregte wingerdstok waarin my lood moes wees om vrug te dra. Ek het geglo, solank ek die wêreldse vrug dra as ek reg, het ek geen probleem nie. Maar hoe verkeerd kan ons wel wees? Hoe verkeerd? Kom ons verander dit voordat ons tafel toe gaan. Want onthou net, wie op 'n onwaardige manier aan die tafel sit en deelneem aan die brood en aan die wyn, aan die liggaam en aan die bloed van Jesus Christus, sal nie ongestraf bly nie. En daarom, het ons nou tyd om saam met Marsha te sê, Vader, ek lig my op. Ja, ek lig my op. Na U toe. Ek kom en bely my sondes. Ek vra vir vergifnis. En ek vra, sit my weer terug op U wingerdstok, sodat ek van die oomblik af vorentoe weer die vrug kan dra, wat U vir my bestem het om te dra. About him who made it real, set me free from difficulty. Yes, he cares for me. I love my up and say hand up. I love my up, ekers waarde. I love my up and say hand up. I love my up, ekers waarde. Ons gaan almal deur die lewe, maar dan kom genesing. Al is ons vriende min, ek weet jy sal deurdruk. Sy lig, dit skyn van binne-in, niemand kan jou glow afsit. Onthou in die donker, moet die lig skyn, jy sal nooit verdwyn. Hy lig my op, in sy hande. Hy lig my op, ek is waardig. Hy lig my op, in sy hande. Hy lig my op, ek is waardig. Ek is sterker nou, ek kan hom
in sy hande. Hy lig my op, ek is waardig. Oh, 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 oh. 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 Soos Marsha vir ons gesing het daarso, glo en vertrou ek dat die Vader het iedereen elk van u deur sy seun Christus Jesus opgelig in sy hande, soos wat ons nou gaan aansluit by die tafel. Voordat hy weer kan vertrek, moet ons eers na die avondsmaal toe gaan, by die tafel gaan sit saam met die Vader wat hy wag, wat hy voorberei vir ons, en daarna kan ons op die gepaslike manier in gebed afsluit, en dan kan die Jesus trein ons gaan. Nou ja, geliefdes, as ons aan die tafel kom sit, die tafel wat ons so goed ken as die nagmaal, is in sy wese 'n verbodsmaaltyd, 'n verbintenis tussen ons en Jesus Christus, wat ons elke keer vernuwe, wanneer ons aan die tafel saam hom sit. Maar saam met dit kom daar 'n baie dringende en ernstige waarskuwing op. Want om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, moet ieder en elkeen van ons wat deelneem aan die tafel, moet ons in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader ondersoek, voordat ons van die brood eet, en voordat ons uit ons bekertjie uitdrink, om sodoende nie oordeel oor onsself te bring nie. 1 Korintiërs 11:27 tot 29 maak dit baie duidelik vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die skrif maak dit vir ons baie duidelik. Want die nagmaal is vir my persoonlik, en vir my familie, en vir die hele JCR-MTS familie, en ek glo vir ieder en elke op, is 'n gedagtenismaaltyd mos. Jesus het tog immers gesê met die instelling van die nagmaal, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweedens is dit 'n waarborg, want Jesus gee vir ons 'n waarborg hierso. Hy sê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Sy liggaam verteenwoordig die brood, en die kelkie verteenwoordig ons bloed. Daarom is dit 'n plek van viering met ons as die kerk, ek en u, saam met ons lewende, almagtige God en hemelse Vader. Hoekom? Omdat dit een brood is en ons as ons baie saam, een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. En daarom wanneer ons die tafel sit, moet ons weet dit verkondig aan ons toekomsverwagtinge. Want dit gee vir ons 'n versekering wanneer ons aan hierdie tafel elke keer kom sit, dat ons hemelse Vader een met ons is. En vir my, wanneer ek aan die tafel sit, is dit nie met 'n lang gesig nie. Dit is nie met asof iets swaar of 'n juk op my skouers is nie. Nee, dit is 'n vreugdefees. Ek weet almal vier dit met baie erns, en dit lyk vir hulle of dit die oordeelsdag is, maar dit is nog 'n vreugdefees. Hoekom? Want ons vier iets besonders. Ons vier op 'n besondere wyse die vrug wat ons pluk na die lyding van Jesus Christus, sy sterwe en dan sy opstanding.
En ons weet dat Jesus leef, want hy sit ons nou aan die regterhand van ons hemelse Vader, nadat hy opgevaar het. Geliefdes, daarom die brood wat ons breek vandag, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer jy dit neem en dit eet, dink daaraan, glo en geloof, dat dit simboliseer die liggaam van Jesus Christus, wat verbreek was, wat geskenk was, tot die volle versoening vir al die sondes. En daarna het u dan die bekertjie van danksegging opneem. Dit wat die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus symboliseer. Wanneer jy dit neem om te drink, dink daaraan en glo en geloof dat dit verteenwoordig sy kosbare bloed, daai kosbare bloed wat vergiet is vir my en vir u, tot die volle versoening van al ons sondes. In my hart en Geliefdes, kom ons, wat nou stil vir die Vader, ieder en elk van ons. Ons sonder onsself af. Ons doen ons belydenis en die hart deur die mond in geloof. Ons lê dit aan God se voete neer, terwyl ons dan deelneem aan die avondmaal. Terwyl ons so heerlik met al die pad in die agtergrond luister na die nagmaal lied van Willie Joubert. Kom nou, saam met my, saam met jou, saam met almal teenwoordig, en ons neem deel aan hierdie avondmaal. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons raak stil voor die almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, barmhartige God en Vader. Met 'n hart van reinheid kom ons nou na U toe. Ons loof en prys U uit genade. En ons dank U, Vader, dat U Seun aan ons geskenk het as middelaar. Wat deur sy kruisiging, sy lyding, sy opstanding, ons sondes op hom geneem het, en sodoende ook vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het.
Ons kom vandag, Vader, en ons dankie dat U ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deelneem, wanneer ons aan die avondsmaal gesit het, waarin ons gesit het, Vader. Ons dankie dat ons geloof weer eens opnuut versterk is met die avondsmaal vandag. Vader, laat ons ieder en elk deur die gebruik van die avondsmaal ons daagliks in staat te laat stel om te groei in ons geloof, in ons enige gemeenskap met U enige gebore Seun, Jesus Christus. Ek bid dat al Vader, dat dit deur die werking van die Heilige Gees, dat U goddelike doel met ieder en elk, met hierdie avondsmaal wat ons nou genuttig het, bereik het. Ek weet en ek verstaan, Vader, dat Satan die duiwel kom en hy wil alles verwoes, vernietig, verslind. Hy kom en hy maak af of die avondsmaal net 'n nuttigheid is. Daarom, Vader, kan ons ook net vir U sê dankie vir die waarskuwing wat U in die skrif, in U boek, in U woord vir ons gegee het, soos daar in 1 Korintiërs 11 van 27 tot 29 toe, Vader, sodat ons dit nie op 'n onwaardige wyse doen, enigsins enige tyd nie. En daarom kom ek op gesag van die woord nou, Vader, en ek tree op en ek tree in, saam met, in die naam van Jesus, teen Satan die duiwel en sy demoniese magte, en ek verklaar dat dit, waarmee hulle heilig besig is, tot niet verklaar word. Dat het nou geen verder effek sal hê nie. Dat het nou afgesterwe het. Dat daar weer gesonde grense in plek gestel was. Maar daar was weer terug in plek is. In die naam van Jesus. Dat het geen verder 'n impak op U kinders se lewens sal hê nie. Daarom, Vader, in Jesus naam, kom ek en ek spreek lewe oor ieder en elk wat na my stem hoor en luister nou. Vader, lewe oor hulle gesondheid, verhoudings, verlovings, huwelike, hulle finansiële situasies en omstandighede, besigheidsondernemings wat U aan hulle toevertrou het, hulle werksplekke waarin U hulle geplaas het, ieder en elk se persoonlike, geestelike welsyn, maar as ook ieder en elk se geestelike, huislike welsyn, Vader, dat die lig nou weer sal skyn daar waar dit al begin verdof het, dat dit alles weer sal oplewe in die naam van Jesus. Vader, U woord verklaar, U wil ieder en elk van U kinders, wil U seën en beskerm. Geliewe luisteraars, my geliefde, geagte broers en susters, ons almagtige drie-enige God, seën en behoed U. Hy laat sy aangesig oor die verskyn en hef, gee aan die vrede. Ek kom nou en ek lê die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, op elke Godskind nou, om sodoende die Vader se seën en beskerming te ontvang. Ek spreek dit af, ek bid dit af, in die naam van Christus Jesus, ons saligmaker, ons verlosser, die enige weg, die enigste weg, die enigste deur, waardeur ons tot die koninkryk kan beerwe. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, is tyd wat ons op die Jesus trein klim. Die uurglas het nou heeltemal leeg geloop. Van my kant af en van Jos se kant af sê ons vir julle baie dankie dat jy ingeskakel was. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek hier op Joy Radio, jou reisgenoot saam met Jesus. Dan is ons weer terug saam met mekaar.
Ons sê vir jou, wees veilig, wees geseënd. En ons groet jou met die volgende enetjie, 'n keerspel met onder andere al die kinders van God. Shalom. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verlei julle, want Jesus kom, die dag breek aan, laat alles staan. Verlei julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red.